Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die voorreg om saam tyd te kan spandeer uit die woord, as ons gaan kyk na Eksodus 37. 'n Hoofstuk wat op die oog af vol detail is. En as jy dit begin lees, voel dit amper vir jou of jy sommer net 'n paar verse wil oorslaan en aangaan. Maar eintlik het dit 'n diep geestelike betekenis vir ons vandag. In die hoofstuk sien ons hoe Basaleel die heilige voorwerpe van die tabernakel begin maak. Die ark van die verbond, die versoendeksel, die tafel vir die toonbrode en die goue kandelaar en dan ook die wierookaltaar. Alles presies volgens die instruksies wat God vroeër vir hulle gegee het. Wat vir my hier uitstaan, is dat hier geen nuwe openbaring is nie. Dis nie 'n nuwe woord van God nie, maar slegs gehoorsaamheid aan wat God reeds gesê het. En dis 'n belangrike geestelike waarheid vir my en jou vandag, want sien God se seën lê nie net in nuwe openbarings nie, maar in gehoorsaamheid en getroue uitvoering van dit wat hy reeds gesê het. Kom ons gaan kyk 'n bietjie saam na die ark van die verbond. Die ark was gemaak van akasiahout en oorgetrek met suiwer goud. Nou dis 'n beeld van Jesus Christus. Baie kommentators wys daarop dat die hout verwys na Jesus as volkome mens, maar ook verwys die goud dat hy ook volkome God is. Is dit nie mooi nie? En dan binne in die ark was die wet, wat die mens se sonde uitwys. Maar bo op die ark was die versoendeksel, die plek waar die bloed gesprinkel is. Nou John Cossen verduidelik dit vir my so mooi. Hy sê dat God nie eerste na die wet wat ons veroordeel kyk nie, maar na die bloed wat ons bedek. En dit wys vir ons ook vooruit na Jesus, want deur sy bloed word ons sondes bedek en God se oordeel word genade. Nou die versoendeksel verwys ook eintlik na die troon van genade, die plek waar God se teenwoordigheid is. En dan sien ons die goue kandelaar. Dit moes uit een stuk suiwer goud gemaak word. So dit was 'n impressive stuk wat uitgekap moet word. En dit was nie net stukkies wat aan mekaar gesit was nie. Dit was een stuk wat uitgehamer moes word. Nou dit verwys na eenheid en suiwerheid. Die lig van hierdie kandelaar moes altyd deurgeskyn het. En dit herinner ons vandag dat ons lig nie uit onsself kom nie. Dit is God se werk in ons. Soms voel dit of ons ook uitgehamer word in die lewe. Maar God is besig om iets mooi en suiwer te vorm wat die vermoë en die karakter het sodat ons die vermoë en die karakter het om altyd ongeag die omstandighede altyd sal kan skyn. En dan lees ons van die tafel van toonbrode, wat verwys na God se voorsiening. Daar was altyd brood in sy teenwoordigheid, 'n teken dat hy genoeg is en dat hy sorg. Dit herinner ons ook dat ons elke dag in gemeenskap met God moet leef. Ons moet daagliks by sy tafel gaan sit om gevoed te word deur sy woord. En dan gaan ons verder en ons kyk na die wierookaltaar. Dit simboliseer gebed, die geur wat opstyg na God toe. Ons moet altyd onthou dat gebed nie net iets is wat ons uit rotine of plig doen nie. Elke gebed, selfs die stilgebroke en eenvoudige gebed, is 'n aangename geur vir God. Nou as ons so na die geheel van hierdie hoofstuk kyk, sien ons dat hierdie vakmanne met eerbied en oorgawe alles presies en in die fynste detail volgens God se voorskrifte gemaak het. Daar was niemand wat gesê het, ag nee, wat dis nou genoeg nie, of dis nou goed genoeg nie. Nee, hulle het God se instruksies ernstig opgeneem. En dit bring ons by 'n vraag wat ek en jy vir onsself kan afvra vandag. Hoe leef ek my lewe voor God? Leef ek halfhartig? Of leef ek elke dag met oorgawe, in eerbied en gehoorsaamheid met dit wat die Here aan my toevertrou het om te doen? Want sien, God stel nie net belang in die groot oomblikke van ons lewe nie,
maar ook in elke detail van ons gehoorsaamheid. Hy sien ons getrouheid en hy sien jou gehoorsaamheid in elke klein dingetjie en hy sien ook ons hart. Nou mag ek en jy vandag onthou dat ons 'n draer van sy teenwoordigheid is en mag ons lewe ook vandag 'n aangename geur voor God wees. Julle moet 'n mooi en geseënde dag hê. Totsiens.